Môre maatjies, ons is weer lekker in Pretoria en ons het maatjies by, nee, gaste. Dis lekker om altyd maatjies by te hê, kuiermense, daar gesels mens baie en 'n mens kan lekker saam sing en mens kan Vader Jahwe se woord vertel en lees, nee. Ons is al lank besig met Josef se verhaal. Onthou julle hoe sy boeties hom verkoop het en hoe hy daar in Egipte alleen was en in die tronk was en later uit die tronk en vir Farao van die droom vertel het. En toe het Jakob mos sy seuns gestuur want daar's groot hongersnood en toe gaan hulle af. Onthou julle, dis nou so 'n bietjie moeilik om te onthou, maar ek sal dit vinnig weer verduidelik. Daar's mos eintlik 12 seuns, né? Josef is in Egipte, Benjamin moes by die huis gebly het en daar gaan die ander 10. En hulle vra vir die Egiptenaar, ons soek asseblief kos, maar hulle weet nie dis eintlik Josef nie, né? Hulle het hom nie herken nie. En hy sê vir hulle is spioene en hulle sê nee, ons is eerlik, maar hy weet, hulle is nie eintlik eerlik nie. En so het dit nogals lank gevat, net Lia. En toe het hy mos vir hulle koring gee en toe hulle terug en toe hulle sak oop en sien hulle al hulle geld is daar binne. Toe skrik hulle. En toe het hulle weer die volgende keer het hy vir hulle gesê, hoorie, julle het vertel dat julle pa nog lewe en julle het 'n ou jonger boetie, bring hom bietjie saam. En toe Jakob dit hoor, toe sy baie hartseer want hy het gesê, ek het al klaar vir Josef verloor, ek moenie nog vir Benjamin ook verloor nie, nee. Maar toe die hongersnood te erg raak, toe stuur hy maar vir Benjamin, toe sê die een boetie Juda, papa, ons sal vir Benjamin terugbring. As hy terugbring nie, sal ek my eie lewe vir hom gee. Nou so het dit gebeur, toe kom hulle terug Egipte toe, en toe Josef vir Benjamin sien, toe was sy hartjie mos baie seer, want hy het hom ons so lank klaas gesien, moes daar in die ander kamer gaan huil, nee. En toe het hy vir hulle ete gemaak, maar hy het nog nie gesê wie hy was, nie. Maats, nou begin ons hier vanoggend by Genesis 44. Toe sê hy vir hulle, is reg, totsiens, julle kan maar gaan, al 11. Nou gaan hulle terug. Hulle sakke is vol koring en kos. Weet julle wat sê Josef vir sy owerste daaroor sê, hy sê, maak al hulle sakke vol geld, sit al hulle geld terug, maar daar's iets baie spesiaal in my kamer, dis so silwer beker, omdat Josef 'n heerser was, het hy daai spesiale beker gehad. Hy sê, as hulle nie kyk nie, sit hom in Benjamin, daai spesiale boetie van my, sit hom in sy sak, steek hom weg. En as hulle end gery het, dan jaag jy hom agterna, soos die polisie, dan stop jy hulle, en dan sê jy vir hulle, hoekom het julle my goed gesteel? Maar hulle gaan ons nou dink hulle het dit nie. Maats, toe gewerk Josef se plan net so. En toe hulle net so end weg is, hier kom die kamele en die koning se strydwaans, alles, en hulle word gestop, nee, soos wat die verkeerskonstabels baie keer vir pappa aftrek, nee, dis net sirenes en pappa skrik en mamma skrik en hulle ken dit. En hier stop hulle vir die Jakob se seuns en hulle sê, wat gaan aan, julle steel ons verskriklike belangrike meneer se goed. Hulle sê nee, ons het niks gesteel nie. En hulle is so selfverseker, hulle sê, die een in wie se sak dit gekry word, kan doodgemaak word. En hulle begin by die oudste. Kan julle onthou wie is die oudste kind? Ruben, Simeon, Levi, Juda. En elke keer kry hulle niks, behalwe die geld. Nou staan hulle dan sien, en toe by die laaste, die jongste boetie by Benjamin, hier kom daai silwer beker van Josef uit. En Juda besef, hy het nou gesê, hy kan doodgemaak word, en Juda het vir sy pappa gesê, hulle sal vir Benjamin terugbring, nou is hulle in bitter groot moeilikheid. En hy kom terug daar in Egipte, en hy boeties doen vir die derde keer, hulle buig voor Josef, en hulle is so jammer, en hulle sê, asseblief, maat, en dan kan Josef se hartjie dit nie meer hou nie. En hy besluit, hy gaan maar vir hulle sê wie hy is. En hy sê vir hulle, ek is Josef, wat julle weggegooi het in die put en verkoop het. En die Bybel sê, daai boeties was verskrik. Hulle het nie geweet wat om te sê nie. En hulle was so verslaaf. En Josef sê vir hulle, weet julle wat? Julle moenie bekommerd wees nie, julle het al die verkeerde planne gehad, maar Jahwe het my vooruitgestuur om julle, vir julle te voorsien, as daar hongersnood is. Vader Jahwe is in beheer, maar nou moet julle teruggaan, en op pad terug moet julle nie beklei nie, nee? Soos as mens lang pad ry, mens moet nie agter in die kar sit en beklei nie, nee, Lea?
niks beklei nie, want hulle was nou baie, baie bang vir hierdie Josef. Josef sê nee, gaan haal vir pappa Jakob. Ek verlang verskriklik na hom. En dan kan julle hier in die beste deel van Egipte kom bly, bring al die vee, al die kinders, ons gaan vir julle soos konings behandel. Nou dink daai boeties, né? Hulle was so lelik met hom, maar wat doen hy vir hulle? En dit is hoe Yeshua is. Ons het so baie sonde, ons verdien nie wat ons kry nie, maar hy sorg vir ons. En dis baie mooi hoe Josef se verhaal op die einde geëindig het, want ons kan baie leer van Yeshua en Josef se lewe, want net soos wat Josef verwerp was deur sy eie mense, was Yeshua verwerp en is gekruisig, nê? Maar hy het nog steeds vir ons die ewige lewe gebring. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe vir die wonderlike woord. Dankie dat U vir ons so lief is en dat ons kan leer uit Josef se lewe. As ander mense aan ons sleg doen, moet ons nog steeds goed doen, want U het 'n plan met ons lewe. Dankie dat ons dit in Yeshua sien, die volmaakte plan. Dankie vir al U liefde. Amen. Nou ja, maats, julle moet 'n mooi week hê. Haal maar die kombersies uit, ek sien dit word koud, né, en die baadjies en die truitjies. Tata!